voorreg om vanmôre vir jou te groet, soos wat deur die eeue gebruiklik geword het om op Paasoggend, die oggend van die opstanding van die Here Jesus, as Christene mekaar vir die eerste keer dan sien, dan sê hulle, die Here het opgestaan. En dan kom die antwoord van die ander Christen, die Here het werklik opgestaan. So ek groet jou met hierdie woorde, dat die Here opgestaan het. En daarom het ek weer vanmôre ons Christus kers gebrand, nadat ons hom Goeie Vrydag nie gebrand het nie, uit respek vir die begrafnis van die Here, maar vandag vier ons sy opstanding. En ons vier sy opstanding deur te kyk na hoe Johannes dit vir ons vertel in sy evangelie. Johannes in hoofstuk 20, vanaf vers 1 tot 18, maar ek gaan net vanaf vers 11 lees, en dan wil ek hê dat ons saam daaroor moet nadink. Maria het buite die graf gestaan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien toe 2 engele met wit klere aan, wat sit op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het. En een was aan sy koppenend en die ander een aan sy voetenend. Hulle vra haar toe, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggeneem en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en Jesus daar sien staan. Maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gemeen dat hy die tuinwerker is en het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggeneem het, sê net asseblief vir my waar jy hom neergelê het, dan kan ek hom daar gaan haal. Jesus sê toe vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar, gaan na jou broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is. Na my God toe, wat ook julle God is. Maria Magdalena het die boodskap aan die disippels gaan oordra. En sy het gesê, ek het die Here gesien. En sy het ook vir hulle alles vertel, wat die Here vir haar gesê het. Ons lees net tot hier toe, en voordat ons verder oor hierdie gedeelte gaan nadink, kom ons sing nou eers saam met Andries, hierdie pragtige opstandingslied. Jesus, ons eer U, opgestane Heer. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Hoe was U verneder, hoe het U gelei, hoe is U verheerlik, U voor heerskappy. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Thine be the glory, risen conquering Son.
Endless is the victory thou o'er death hast won. Angels in bright raiment rolled the stone away. Decked the folded grave clothes where thy body lay. Thine is the glory, risen conquering Son. Endless is the victory thou, O death, hast won. Jesus, ons eer u, opgestane Heer, omdat u oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe was ons gebonde, hoe was ons verkneg, u bevry tot lewe, baan vir ons die weg. Jesus, ons eer u, opgestane Heer, nou het ons 'n toekoms, lewe by ons Heer. No more we doubt thee, glorious Prince of life. Life is not without thee, aid us in our strife. Make us more than conquerors through thy deathless love. Bring us safe through Jordan to thy home above. Thine is the glory, risen conquering Son. Endless is the victory thou o'er death hast won. Op daardie eerste Paasfeessondag het Maria en die disippels, was hulle so verslae, want hulle het nie verwag dat Jesus se liggaam weg sal wees. En hulle verslaandheid het vir hulle nie die ruimte gelaat om die ingrype van God te begryp of te verstaan. En dis miskien waar ek en jy ook kan aansluiting vind by hierdie eerste verhaal, soos wat die eerste vertellinge van die opstanding, soos wat Johannes dit vertel. Ons leef ook in 'n tyd wat mense so verslae is, so oorgeneem is deur bekommernisse, juis vanweë die inperkings, die coronavirus siekte, die situasie van die ekonomie in die wêreld, dat ek en jy miskien ook vanoggend gaan sukkel om die ingrepe van God te verstaan. Deur die opstanding van Jesus was daar so 'n groot en indrukwekkende verandering in die lewe van almal. Die hoop wat eintlik vir hulle moed en insig moes gee, was daar nie. En die enigste manier hoe die hoop gekom het, is toe Jesus self op die toneel verskyn het. Jesus het self aan Maria verskyn. Sy het hom herken toe hy haar naam roep en sê Maria. En toe erken sy hom as haar leermeester. So, Jesus se identiteit as Here het die groot verskil gemaak.
So dis ook waarna ek en jy kan uitsien as ons hierdie jaar Paasfees vier, is dat die teenwoordigheid van die drie-enige God in Jesus Christus kan en sal alles in ons lewe kom verander. Dis die hoop wat Paasfees bring. Dis die hoop waarin ek en jy kan vashou. Want Jesus sê vir hom, Here, en sy sê ook vir die disippels, ek het die Here gesien. Here, Kyrios, die Griekse woord, wat sê, 'n persoonlike verhouding, my Here, die nabye een. Dit is die God, waarvan Johannes nog altyd skryf, vanuit die eerste hoofstuk, skryf hy al van die identiteit van hierdie Jesus, wat op Paasfees opgestaan het. En daarom kan ons vandag dink aan al die ek is uitsprake, onder andere, ek is die lig vir die wêreld, ek is die deurgang, ek is die brood van die lewe, ek is die goeie herder. En so kan ons aangaan met hierdie ek is uitsprake. En hierdie identiteit van Jesus, van wie hy is, kom vandag om vir jou en vir my tot troos op te roep. Maar meer as dit, om ons te kom bemoedig. Dis 'n belofte van hoop, nuwe moontlikhede. Waarvoor hoop jy vandag? Wat is die omstandigheid wat dalk jou geloof en vreugde en dan ook jou vertroue kom steel het? Jy kan weet, met vandag se viering, dat Jesus werklik uit die dood opgestaan het. Dat hy hier teenwoordig is, soos wat hy van Maria teenwoordig gesê het, Maria. En sy het hom gehoor. As ek en jy vandag ons oopstel, sal ons ook vandag vir God hoor. God wat met ons praat. God wat betekenis in jou en my lewe kom gee. God wat ons geloof versterk. Maria se trane is afgedroog. Thomas se twyfel het verdwyn. Die disippels was gevul met vreugde. Dit was alles die gevolg van hierdie wonderlike ervaring van Jesus wat leef. Jesus is die teenwoordige een. Hy is teenwoordig. En omdat hy teenwoordig is by jou en my en by die hele wêreld vandag, kan ek en jy sy stem hoor. En ons kan ons hoop op hom vestig. En daarom word ons ook nou vandag draers van hoop soos Maria. Sy het onmiddellik na die disippels toe gegaan en sy het gesê, ek het my Here gesien. Ek het 'n ervaring met die teenwoordige God gehad. Ek het 'n ervaring gehad wat bo my verwagting is. Ek het nie verwag hy gaan lewe nie, maar die God het op 'n wonderbaarlike, misterieuse wyse gekom en in haar lewe ingetree, soos wat hy in jou en my lewe kan intree. En toe word sy 'n draer van hoop. So ek is vanmôre 'n draer van hoop, deur hierdie boodskap vir jou te bring, en jy word 'n draer van hoop. En so word ons draers van hoop, wat een na die ander 'n lig aansteek in hierdie wêreld, wat so na God soek. Die wêreld wat miskien nie meer die teenwoordige God ervaar nie. Maar die opstanding van Jesus, met die opstanding bely ek en jy as gelowiges. Hy is hier, hy is teenwoordig, hy is beskikbaar. Ek kan hom roep, hy is hier, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Hy leef met jou en hy leef met my. Kom ons eer hom daarvoor. Kom ons juig vandag saam met die kerk van die wêreld, dat Jesus die nabye, opgestane, lewende, teenwoordige God is. Kom ons bid saam. Here, op hierdie wonderlike dag
wat wêreldwyd gevier word, al sit ons nie in kerke nie, al is ons in ons huise, weet ons dat ons simbolies al die klokke en al die kersse in ons huise kan lui en aansteek, omdat U lewe en omdat U hoop gebring het. Daarom bid ons dat U hoop sal bring vir die hele wêreld. Hoop ook in ons land. Hoop vir almal wat moedeloos geword het. Hoop vir die ekonomie, vir mense wat siek is. Daarom bid ons weer vir almal wat deur hierdie pandemie geraak word. Vir elke dokter, vir elke verpleegkundige, vir elke regeringsamptenaar, vir almal, Here. Ons bid vir die wêreld, want die wêreld is siek, en die wêreld het U hoop nodig, en ons staan vas in U hoop, en in U lewe vanoggend, omdat U lewe. Amen. En nou seën ek jou in die naam van die opgestane, lewende, hoopbringende Here Jesus. Amen. Kom ons sing ook nou saam met Andries die oorwinningslied wat ons so graag ook as ons almal saam is in die kerk sing. Tot ons mekaar weer sien. Mooi bly. Sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens, wat in geloof na hom toe gaan. Hy's ons skuilings, hy's ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy's die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with the glory in his bosom,
that transfigures you and me, as he died to make men holy, and he died to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan.